Hallo, ek is Marius Gryiling vir Suidlanders Media. Voordat ek inspring by die oliekrisis en die nagevolge van dit, kom ons kyk vinnig na 'n paar Suid-Afrikaanse nuusstories. Die Amerikaanse ambassadeur hier in Suid-Afrika het reguit en blaatant gesê dat hulle moeg is vir die regering wat nie eers antwoorde gee op simpel vrae wat Amerika hulle vra nie. Hy het reguit gesê, hulle gee nie om wat die hofuitspraak was van die kiel 'n boer liedjie nie, want volgens hulle is dit duidelik haatspraak. Maar luister gou vir jouself. The United States is I should look at it this way too. We're running out of patience. We believe that more and more it becomes a statement by the South African government when it doesn't want to respond to simple questions that we have. We may not get clarity on the kill the boar chant that we believe is hate speech. I'm sorry, I don't care what your courts say. It's hate speech. We believe that there is clarity on the expropriation. We believe we can find these things. But the South African government has to step up to the plate. At this point, what I'm saying to the business community, you do too. What I don't have patience for, and I'll be very blunt here. I'm known for being blunt. This is why the president asked me to do this. But I don't want to hear businesses say one thing publicly and another thing privately. Sien, hulle klap net 'n dowe oor vrae van expropriation, without compensation, die wetgewing en ook oor al die raswette vir al BEE. Met 'n nuwe studie wat hierdie jaar gepubliseer is, wys dit dat die land min of meer 290 miljard rand verloor per jaar as gevolg van BEE. En 1.5 tot 3% van die bruto binnelandse produk word jaarliks verloor. 192.000 werke word verloor per jaar. Maar die regering sal aanhou doof bly teenoor hierdie bewyse. Want as BEE geskraap word die plundering meganisme ook verminder. En soos ons almal weet, die gravy trein kan nie ontspoor word nie. Die president van Brazil het vir Cyril gewaarsku en gesê Suid-Afrika beter ons militêre verdedigingsvermoëns verbeter en opskerp, want lande soos hulle en Suid-Afrika kan maklik die nuwe teikens raak om ingeval te word, oordat hulle hulself so uitspreek teen die oorlog teen Iran en dan Palestina. Cyril het herken dat Brazil baie beter af is in daardie opsig as Suid-Afrika. Nou ja, nee, as hulle maar net vir Denel nie so teen die afgrond af besteel het nie. Nou oor na die olienuus en die domino effek wat dit nie net vir ons land kan inhou nie, maar ook wêreldwyd. Oliepryse styg en daal rondom die $100 per vat, selfs nadat die internasionale energieagentskap gesê het dat hulle 32 lande meer as 400 miljoen vatte sal losmaak uit hulle noodgevalreserwes uit. Baie ekonome en kenners op hierdie vlak het verklaar dat olie maklik tot en met $200 in vat kan styg as die straat van Hormuz nie vinnig weer oopgemaak gaan word nie. Daar is 2 pyplyne gebou om die straat van Hormuz te omseil, juis vir hierdie tipe scenario. Die een loop van die UAE of van Abu Dhabi se kant af tot by Fujairah, wat aan die onderkant weg van die straat van Hormuz af is, en die ander een loop reg deur Saudi-Arabië en kom by Yanbu uit in die Rooi See. Die probleme is dat dit nie naasteby genoeg olie kan vervoer nie, en Iran het die hawe by Fujairah klaar gebom en die Houthis is besig om skepe te bom aan die Rooi See se kant. So dit help nie regtig nie. Ander produkte wat ook belemmer raak deur die straat van Hormuz wat toe is sulfur en stikstof. Nou sulfur
word gebruik om kobalt en koper mee te onttrek en sonder dit is dinge soos transformators en elektriese batterye 'n ding van die verlede. Stikstof is die hoofbestanddeel van kunsmis en kan groot implikasies hê vir boerderye regoor die Europese Unies en Asië. Nou dit lei weer dan tot hongersnood. Dan Qatar lewer aan Taiwan 'n groot gedeelte van hulle vloeibare gas wat dan Taiwan se elektrisiteit aanhou. Nou ek het gelees dat Taiwan nog so 11 dae se voorraad oor het. Die TSMC maatskappy in Taiwan maak 90% van die wêreld se gevorderde komputerchips. Dit is nou wat in jou foon is, in jou rekenaar is en ook in alle groot netwerke op aarde en wat dit aan die gang hou. Nou laastens het ek 'n paar video's gesien waarin die mense praat van Iran wat sy buurlande 'n ultimatum gegee het van haal Amerika en Israel uit julle lande uit julle militêre basisse uit of ons begin om julle olievelde te bom en sodoende gaan ons julle ekonomie heeltemal vernietig. Nou ek het gesoek en ek kry nie van hierdie gerugte in sekere nuusberigte nie, maar dit klink vir my nogal soos iets wat Iran sal doen. Ons ministers hier in Suid-Afrika sê dat ons nou genoeg brandstofvoorrade het en dat die diesel en petrolprys nie te rof gaan styg nie. Maar as jy mense ken wat vulstasies besit en jy gesels met hulle of jy luister na hulle op wat hulle stemnotas op die WhatsApp groepe stuur, dan klink die boodskap heeltemal anderster. Hulle kan nie hulle volle bestellings kry nie. Daar's beperkings op hulle gesit en dan gaan die dieselprys drasties styg, nie net 'n klein bietjie nie. Soos ons weet, word alles in Suid-Afrika aangery deur diesel vragmotors en selfs die ligte word aangehou deur Eskom se verbrand van diesel by hulle turbines. Begin jou voorbereiding op datum kry of begin ten minste net met 'n bietjie voorbereiding. Wees reg en jy het dit liewerster nie nodig nie, as wat jy dit nodig het en jy wens jy was reg daarvoor. Mag ons Hemelse Vader ons lei en ons bystaan, 'n geseënde naweek vir jou en van my kant af, mooi loop.